Broers en susters, ons is besig om te gesels oor om op 'n spesifieke plek te lewe, en ons het laasweek gesels oor lewe op die plek van guns. So daardie boodskap is op YouTube beskikbaar, jy kan daarna gaan luister. En daar is sekere basiese goed wat ek daarin gesê het, wat op al die ander van toepassing is. So, maar ek gaan dit nou nie herhaal nie, ons het nie tyd om dit te herhaal nie. Vanoggend wil ek met jou gesels oor lewe op die plek van geestelike oorwinning. Living or live in a place of spiritual victory. Nou, die geesteswêreld is 'n werklikheid. Ons verstaan dit, né? As 'n kind van God. Miskien moet ek net gou ietsie sê. Toe God vir Adam en Eva gemaak het hy 'n fisiese heelal gemaak, né? Fisiese heelal gemaak. Wat jy kon vat aan. Jy kon weet, as 'n mens met vlees kon jy daaraan vat, jy kon sien. Maar daar was in dieselfde tyd die geestelike realm en die vleeslike realm of die fisiese realm, en hierdie twee het geheel en al oorvleuel. Adam en Eva kon God sien. Hulle kon met hom praat. Hulle kon tyd met hom spandeer. Hulle kon die engele sien. Hulle kon selfs die vyand sien. So die twee wêrelde het geheel en al oorvleuel met mekaar. Heeltemal. Maar toe kom die sondeval en hierdie twee wêrelde skei van mekaar. En die twee wêrelde, die wêreld van die vlees, hierdie aardse realm, die tasbare, sigbare, rykbare, beleefbare wêreld van ons, het losgegaan van, of weggeskuif van die geestelike realm. En ons kan nie God sien nie, ons kan nie engele sien nie, behalwe as die Here kies om vanuit die geestelike realm hierdie wêreld te betree. En hy het dit kom doen deur Jesus Christus, ons Here, het hy hierdie wêreld kom betree. En as gevolg van Jesus Christus het hierdie twee wêrelde so effens met mekaar beginne, nie heeltemal oorvleuel soos wat dit was nie, maar hulle dit het gekruis. So, ons is in 'n wêreld, ons leef op hierdie aarde, 'n fisiese, sigbare, tasbare wêreld. Dis waar ons leef. Dis waar ons sien, voel, hoor. Opstaan in die oggend, gaan slaap in die aand. Ons sien die son opkom, ons sien hom as hy sak. So dis die sigbare wêreld. Maar hierdie wêreld word ook aangeraak deur die geesteswêreld. En die geesteswêreld het 'n geweldige groot invloed op ons wêreld. Alhoewel ons dit nie sien nie. En omdat ons dit nie sien nie, vergeet ons soms dat hierdie wêrelde in 'n sekere sin so met mekaar 'n bietjie oorvleuel. Daar gaan 'n dag kom, 'n oomblik. Die Here sê, wanneer hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan maak. En die oomblik as hy dit gedoen het, en ons is saam met hom, dan gaan hierdie twee wêrelde weer heeltemal so oorvleuel met mekaar. En ons gaan God sien, en ons gaan by hom bly, vir ewig en altyd. So hierdie wêreld gaan weer so wees, dit gaan weer wees, soos God bedoel het, dit vir altyd behoort te wees. Maar nou word jou en my lewe geraak. Deur God betree hierdie wêreld. Hy is in hierdie wêreld. Hy is in elk geval alomteenwoordig, so hy is oralste. Maar Jesus het met vlees hierdie wêreld kom betree, en ons kon hom gesien het, en ons kon, die mense kon na hom luister, hulle kon hom hoor. Maar daar's ook 'n ander deel van hierdie geesteswêreld, die deel van die vyand se wêreld, wat jou en my lewe raak. Hy is 'n dief, en ons sal nou 'n bietjie na die teksverse kyk, wat steel en slag en verwoes. Ons voel hom, ons sien hom, maar soms vergeet ons hy's daar. Wat vir my baie keer snaaks is dat ons is of na die een kant toe, is ons te veel duiwel bewus. Julle weet ons nou, ons gee die Satan die skuld vir alles. Ek stamp my toon en sê, ek Satan, gaan weg van my af. Jy weet, ek sla my vinger raak met die hamer. Dan sê die Satan wat dit gedoen het. Dis nie ek nie, ek bedoel, dan praat ek met die duiwel. Jy weet, ons jag hom, en die meeste van die goed is net ek en jy. Ek bedoel, as jy jou eie vinger raak slaan, my maat, sal jy nie genoeg slaan nie. Ja, as jy genoeg slaan met die hamer, slaan jy nader nie meer die vinger raak nie.
Okay? Of jy het geleer, kry jy dinge die pad uit, as jy dan nou skeef slaan. Maar ons is oorbewus, nee, ek wil amper sê nie bewus nie, oorgefokus, dat alles is die vyand se werk, of alles is of ons vergeet dat hy daar is en dat hy ons lewens betree. So, ek wil nou vandag met julle gesels oor hierdie plek, hierdie geesteswêreld, en ons begin by net so vinnig, ons het nie tyd om in detail daarin te gaan nie, so ek gaan net 'n paar goed sê. So, oorspronklik het die geesteswêreld, die bestaande wêreld het bestaan uit God en sy engele. Okay? En ons weet dat Lucifer het in opstand gekom teen God, en hy is uit die hemel uitgewerp. So, God het die mens gemaak na sy beeld, en hy het hom autoriteit gegee oor hierdie aarde om hier te heers. Hy het vir hom die ewige lewe as 'n besitting gegee. Julle weet, hulle het ewige lewe in die begin. Hulle het dit gehad, was deel van wie hulle is as mense. So dit was deel van hulle. Die geesteswêreld daardie tyd, soos wat ek nou gesê het oorvleuel met die tydelike wêreld. Want daai tyd was dit nie 'n tydelike wêreld nie, dit was 'n ewige wêreld, en dit sou vir ewig bly staan het. Maar dit het oorvleuel mekaar, die sigbare fisiese wêreld en God se wêreld, die geesteswêreld. Toe van die sondeval plaas, hierdie wêrelde skei van mekaar, hierdie geestelike realm en dan die vleeslike realm skei van mekaar. Maar saam met dit het iets geweldigs andersins ook gebeur. Die autoriteit wat God aan die mens gegee het, om oor hierdie plek wat hy gemaak het vir ons, te heers en te regeer, het die mens weggegee vir die vyand. So wat hy gedoen het. Maar hy het dit nie net weggegee, hy het nie net sy autoriteit weggegee nie. Hy het ook sy reg op die lewe weggegee. So ons het eintlik ontsaglik baie verloor by die sondeval. Nou ons, voordat ons nou te depressief raak daaroor, dit gaan herstel. God gaan dit regmaak. Okay, daar gaan 'n oomblik en 'n tyd wees wanneer ons weer gaan terugkeer na daai spesifieke plek toe waar alles 100% gaan wees en reg gaan loop. Dis deel van God se plan. So terwyl ons dan nou ons autoriteit weggegee het aan die vyand, het hy 'n spesifieke doel. En sy doel is om te steel en te slag en te verwoes. Sy doel is om die mens van God af weg te kry. Hy wil hê dat ek en jy as 'n mens ook in rebellie, soos hy teenoor God in rebellie gaan staan het, dat ons as 'n mens ook so in rebellie teenoor God gaan staan. Dis sy doel, dis sy plan met ons lewens. En elke aanval en elke plekkie waar hy in ons lewens inspraak lewer, op watter vlak en hoe ook al, het hy net een doel. Hy wil jou wegkry van God af. Hy is nie tevrede dat jy in 'n verhouding staan met die koning van die konings nie. En as jy nou nie die Here dien nie, is hy heel tevrede daaroor. En as jy die Here dien, dan weet jy, hy gaan jou aanval en hy wil jou wegkry van God af en hy sal dit doen. Kom ons lees gou net 'n paar verse. Efesiërs 2 vers 2 sê hy: waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Die vyand is besig om te werk. Hy slaap nie, hy slymer nie, hy hoef dit nie te doen nie. Hy is konstant besig om jou en my te teiken en om die kinders van die Here te teiken. Hy wil jou wegkry van God af, dis sy hoofdoel. Matthew 4:8-9 says, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give to you if you fall down and worship me. He's speaking to Jesus. Dit gaan nie oor Jesus en die vyand. As julle nou die storieetjie lees, Jesus draai nie om na die vyand en sê vir hom, man, die aarde behoort nie aan jou nie. Moenie nonsens praat nie, jy kan dit nie van my gee nie. Hy praat oor ander goed. Jesus gee vir hom ander skrif. Jesus het nie ontken dat hy in beheer is van die wêreld nie.
Hy dit nie ontken nie. Die vyand is in beheer, dis sy wêreld hierdie. Dis sy koninkryk en hy kan dit gee aan wie hy wil. Johannes 10 vers 10 sê die dief kom steel, slag en verwoes. Julle almal ken daai versie. En ons sien dit en ons voel dit en ons ervaar dit in ons lewens op baie vlakke en op baie maniere. Hoe die vyand besig is om te steel en te slag en te verwoes. Ek sê weer, ons moet nie alles vir hom gee nie, ons gee hom heeltemal te veel eer. Julle weet die vyand is nie alomteenwoordig nie, né? Julle weet dit. Maar daar is demone en bose geeste in die lig. Ons weet dit is daar. En ons weet dat hulle met mekaar kommunikeer en al die goeters wat daar gebeur. Maar hy is nie, Satan self is nie oral nie. As hy nou besluit om nou hier by my huis te wees, kan hy nie by jou huis wees nie. Julle verstaan dit? OK? Maar daar's demone en daar's bose geeste wat werk en wat aanvalle doen en ons het nou nie tyd om nou by dit heeltemal te gaan stil staan nie. So, hy kom steel en slag en verwoes en hy kom vernietig. Hy wil hê dat die mensdom weg moet dryf van God af. En in 'n groot mate het hy dit baie goed reg gekry. Baie goed reg gekry. Om die mens te laat wegdrywe van God af. Want die mens, ons sê mos, as die vyand jou nie kan aftrek nie, wat maak hy met jou? Dan stoot hy jou op. Dan gee hy vir jou hoogmoed. Hy laat jou dink jy's goed en jy's wonderlik en jy's pragtig en jy's oulik en jy weet alles en jy dink alles. So hy trek jou af of hy stoot jou op. Dis een van die twee goeters wat hy doen. En hy's besig met ons op 'n konstante basis. Probeer hy ons vernietig en die werk in ons vernietig. Nou, as ek en jy na die wêreld kyk, as jy nou, wie van julle het hierdie week nuus gekyk? Is daar iemand wat nuus gekyk het? Kyk julle glad nie nuus nie. OK, wie van julle het na WhatsApp gekyk? Wel, dan het jy in elk geval die nuus gekry. Want die nuus is oralster. As ons nou na die wêreld kyk en wat in die gang is in die wêreld op hierdie stadium, oral in die wêreld, dan moet ons vir onsself sê, dit is chaos. Is dit nie? Ek bedoel, as jy nou net die goedjies volg wat in die Midde-Ooste gebeur en in daai omgewing, in 'n sekere sin die barometer van die aarde en van die wêrelde. As jy net soontoe gaan en jy kyk wat daar besig is om te gebeur, dan moet jy sê dis chaos. As ons om ons rond kyk en ons sien wat mense doen en hoe mense leef en hoe mense optree, dan is dit vir ons baie duidelik dat vir die mensdom, die koninkryk van God, die geesteswêreld waar God in beheer was of in beheer is en heers, het weggedrywe van hierdie mensplek van ons, hierdie aarde van ons, waar die vyand nou autoriteit het, waar ons dit vir hom gegee het. So met ander woorde, hierdie planeet lyk soos wat hy lyk en die mense doen soos wat hulle doen, omdat hulle vir die vyand die autoriteit gegee het. En die gesag vir hom afgegee het. En sê dit is joune. Dis hoekom dit lyk soos wat dit lyk. Dis hoekom mense doen soos wat hulle doen. Want God het vir ons 'n vrye wil gegee. En met ons vrye wil maak ons keuses. Jy kan 'n keuse uitoefen elke dag en ons doen dit en ons oefen eintlik duisende keuses op elke dag uit in ons lewens. Maar jy kan 'n keuse uitoefen om weg te beweeg van God af, om die verkeerde goeders te doen en 'n verkeerde manier te lewe. Dis ons wat keuses maak. Jy maak 'n keuse, ek maak daai keuse. Ek luister in die week na 'n stuk van een of ander professor waar hy praat oor God en oor dit wat in die wêreld besig om te gebeur en die geweldige groot hartseer en pyn wat in mense se lewens is. En iemand vra vir hom 'n vraag. Hulle sê vir hom, as God dan so groot is, as God geweet het hoe die aarde gaan lyk en wat op die aarde gaan gebeur, hoekom het hy dit nie gekeer nie? Hoekom het hy dan nie in die mens se hart en lewe ingespreek en vir hom gesê, of hoekom het hy nie 'n mens gemaak wat nie sonde kan doen nie? Hoekom het God nie iemand gemaak wat wel sondeloos is nie? As die Here ons van die begin af so gemaak het,
sondeloos en ons kan nie sonde doen nie, dan was daar nooit sonde nie en dan was ons nou op hierdie aarde. En hy sê toe vir die persoon, die rede daarvoor is omdat God ons gemaak het na sy beeld. En omdat ons na sy beeld geskape is, het elkeen van ons 'n vrye wil. Elkeen van ons het die vermoë om 'n keuse uit te oefen. En sommige, soos Adam en Eva, gekies het om in gehoorsaamheid te leef, so kies ons ook om in gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid te leef. Ons kies rebellie, ons kies om ons rug op God te draai. Hy sê toe die volgende, hy sê, kom ek probeer dit gou vir jou so verduidelik. Hoekom het God mense gemaak wat 'n vrye keuse kan uitoefen of 'n vrye wil het? Hy sê, ons lewe in 'n tyd van robotte. Jy weet, hierdie goed wat hulle maak, en hy lyk soos 'n mens, maar hy's 'n robot, is 'n rekenaar wat hom beheer, en van hulle is baie gesofistikeerd en kan baie goeders doen. Hy sê nou, maar kom ons vat nou net 'n voorbeeld, jy's nou 'n man, en jy trou met 'n robotvrou. Nou kyk, 'n paar manne wat smile. Maar jy trou nou met hierdie robotvrou, okay? En as jy nou van die dag van die werk afkom, as jy het nou hard gewerk vandag, jou robotvroukie het nou al die kos voorberei en al die goeders, sy's perfek, sy weet presies hoe laat jy by die huis aankom, so alles is nou uitgesorteer, en as die deur oopgaan, dan staan sy met jou pantoffels in hierdie hand, en jou koppie koffie in hierdie hand, ek sal nou nie sê 'n bier nie, okay, koppie koffie in hierdie hand, en dan sê hy so 'n skermpie hiervoor, en hier op die skermpie staan, kies, hug, of pantoffels of koffie. En dan kyk jy so, nou waarvoor jy ook al is, as jy sê jy kies, as jy sê thank you, en dan het jy jou kies gekry, want jy het nou jou kies gekies mos nou. Dis mos so, dis wat die robot doen. En dan draai sy om en sy loop weg, want jy het gekies mos nou. Nou kom ek vra vir jou, al sou die robot dan nou vorentoe kom en 'n soentjie op jou mond plak, het daai soen enige waarde? Geen. In die eerste plek, daar's nie 'n emosie betrokke by nie. Dis 'n emosielose ding. En in die tweede plek, daar's geen keuse by betrokke nie. Hierdie robot soen jou nie omdat hy wil nie, hy doen dit omdat hy moet. Julle verstaan die verskil. Die robot doen wat hulle moet doen. En God het gesê, ek wil nie mense maak wat my dien omdat hulle moet nie. Ek maak mense wat my sal dien omdat hulle wil. Dis die plek van vrye keuse. Die feit dat God gesê het, ek maak mense en ek gee vir hulle die vrye wil, en ek neem die risiko dat van hulle, en ek weet as God, met ander woorde in sy alwysheid, en ons lees dit in die woord, dat hy dit geweet het nog voordat hy die mens gemaak het, daar gaan mense wees wat vir my gaan sê nee. Daar gaan mense wees wat net gaan optree in hulle eie belang of in hulle roekeloosheid of wat ook al, in hulle eie verwantheid, en vir my gaan sê nee. Maar hy het ook geweet, daar is mense en daar gaan mense wees wat vir my gaan sê ja. En omdat hulle die keuse het daai ja 'n waarde. So ek kies om die mens te maak met 'n vrye wil. Maar die vrye wil het veroorsaak dat ons ook in die moeilikheid is. So wanneer ons na God kyk, het hy sekere reëls gemaak, en daar's twee goed wat ons van God moet verstaan, oor hoekom die proses aan die gang is en geloop het soos wat hy is. Die eerste een gaan oor sy heiligheid. God is heilig en ons is sondig. En heiligheid en sonde kan nie by mekaar uitkom nie. Daar is nie plek in die heiligheid van God vir sonde nie. So as 'n sondige mens is dit vir my onmoontlik om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Ek kan dit nie doen nie, want hy is heilig, absoluut heilig. En ons is absoluut sondig.
totdat ons vergifnis van ons sondes ontvang. Dis die eerste reël. Die tweede reël is sy woord. His word. Die mens het sy autoriteit wat hy gehad het weggegee en God moes volgens sy eie woord en sy eie reëls optree. God het gesê, as jy ongehoorsaam is, as jy sondig, sal jy sterwe. En God kon nie in die tuin van Eden na Adam en Eva kyk en sê, okay, kom ons sien hierdie enetjie oor nie. Hierdie was nou so 'n foutjie, ek is so bly julle het julle les geleer, julle kruip nou hier weg agter die bome, en julle vyeblare is nie baie lekker nie, en al die goeders nou, maar julle het julle les geleer nou, dan sê hulle, ja, ons het ons les geleer, ons leer ons altyd lesse na die tyd, nou, kyk, les geleer, en hy kon nie vir hulle sê nee, want sy woord is waarheid. Hy moes sy woord gestand doen. Daarom, omdat daar sonde in die wêreld gekom het, het die dood in die wêreld gekom. En die heerlikheid van God het van die mens af weggegaan. En die mens is uit die tuin van Eden gestoot, en daai skeiding het gekom tussen hierdie geesteswêreld en hierdie vleeswêreld, hierdie sondige vleeswêreld waar die vyand regeer. Maar God het reeds voor die grondlegging van die wêreld alreeds 'n plan gehad. Jy sien, broer en suster, daar's nie 'n manier hoe Adam en Eva se sonde God verras het nie. Daar's nie 'n plekkie waar God kon kom en sê, wat het julle nou aangevang? Hoekom het julle dit nou? Kan dit nie glo nie. Hy het dit geweet. Net soos wat hy jou en my ken en weet alles wat ons doen en alles wat ons dink. Daar is niks in jou lewe wat vir God 'n verrassing is nie. Jy weet, soms dan dink ons, Here, as ek nou ietsie doen, né, of nie doen nie, maar ek sê niks nie, ek doen dit net of ek doen dit nie. Eers wanneer dit gebeur, dan weet u van dit. Nee man, die Here ken jou gedagtes. Hy weet wat in jou diepste wese van jou hart aan die gang is. Ek kan hier voor jou staan en ek kan jou in die oë kyk en vir jou sê, ag man, jy's so mooi en so pragtig, en hier diep binnekant dink ek, En jy gaan na my kyk en dink, kyk die mooi smile, hierdie ou bedoel regtig, dis dan, ek is so wonderlik, dis die wonderlikste mens op die aarde hierdie. Maar intussentyd is hier 'n varkie in my hartjie, soos Piet sê. Okay. So intussentyd is hier 'n ding wat hier in my binneste nie lekker werk nie goed aan die gang is nie, teenoor jou nie. Maar God weet alles, broers en susters, daar's nie 'n gedagte wat hy kan dink, wat hy nie reeds weet nie. Daar is nie 'n motief wat hy nie weet nie. Hy weet alles van jou en my. So ons kan niks vir hom wegsteek nie. Hy het reeds 'n plan gehad, nog lank voor die dinge skeef geloop het. En ons weet dit. So, wat het God gedoen? Die Here sê vir ons, in die woord sê hy vir ons, dat hy het hierdie geesteswêreld vol geestelike seëninge gesaai. Jy moet nou, jy gaan nou sien, hoekom dit so great is hierdie. So, hy het die geesteswêreld vol geestelike seëninge gesaai. Kyk, Efesiërs 1 vers 3 sê hy, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places. So elke geestelike seëninge wat daar kan wees, het God in hierdie geesteswêreld gesaai. Dit is daar, dis vir jou en vir my. En Jesus het die wettige oorwinning aan die kruishout van Golgotha behaal. Daar gaan ek nou, net so 'n oombliekie. David, my koster voel nie vandag so lekker nie, so uit my glasie vergeet, asseblief maar. Jy sien nou die een dag wat die pastoor nou die glas nodig kry, die een dag, Okay. Okay, daar kom my vrou tot die redding. Dankie. Gelukkig nie 'n robot nie. En ek is so bly daaroor.
OK, kom ons probeer hom weer. Jesus het die wettige oorwinning aan die kruishout behaal. En die effek daarvan is verrykend vir ons. So, wat het gebeur? Ons het die gesag oorgegee aan wie? Aan die vyand. En wat het Jesus kom doen? Hy het die prys betaal om daai gesag weer terug te kry. Dis wat hy kom doen het. Hy het daai prys betaal sodat ek en jy kan lewe en in oorwinning kan lewe. In Efesiërs 1 vers 20-22 sê hy, wat hy gewerk het, Vader, in Christus, toe hy hom uit die dode uit opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand, aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. So uit 'n naam wat bo alle name is, vir ewig. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Jesus het die prys betaal. En omdat hy bereid was om daai prys te betaal aan die kruishout van Golgotha, het Vader vir hom gesê, kom hier, ek gee aan jou 'n naam wat bo alle name is. Niemand sal soos jy wees nie. En kom sit aan my regterhand. En alles wat bestaan, alle magte, alle kragte, alles, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige wêreld, alle dinge sit ek onder jou voete. Jy heers daaroor, alle dinge. En ek maak jou die hoof van die gemeente, dis nou die kinders van die Here. Ek maak jou die hoof van hulle. So alles behoort aan hom en ons behoort aan die koning van die konings. En Jesus het dit toe moontlik gemaak dat ons kan deel in die oorwinning en in hierdie geestelike seëninge wat in die hemele gesaai is, wat in die hemele is. Kyk, hier is 'n mooi vers daar's 'n baie mooi verse in die Bybel. Maar hierdie is een van daai, jy moet mooi gaan bietjie dink oor hierdie vers. Efesiërs 2 vers 5-6. Hy sê, en toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam, wat? Laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Nou, dink gou net aan die vers nou net hiervoor. Hy het 'n naam gekry, bo alle name, wat vir ewig sal wees. Nou, alles is onder sy voete gestel. Alle mag, alle kragte, alle dinge is onder sy voete gestel. So, alles is aan hom onderhewig. As jy nou dink in die prentjie van die koning, as 'n koning nou sou in sy raadsaal sit of op sy troon sit, as mense na die koning toe wou kom, dan het hulle gaan neerbuig met hulle neusies plat op die grond, so laag as moontlik, want hulle is onder sy voete. Dis die prentjie van die koning. Jesus is die koning van die konings. Daar is niks, daar is niemand wat nie ondergeskik is aan hom nie. Maar nou sê hy, ek en jy, kind van die Here Jesus Christus, wat lewend gemaak is, saam met Christus. Dis uit genade uit, nie omdat ons dit verdien nie. Ons is saam opgewek, en wat maak ons nou? Hy sê, ons sit saam in die hemele, in Christus Jesus. Ons sit in die hemele, en wat is in die hemele? Al die seëninge van God. Dis joune en dis myne. Maar hy sit ons in die hemele. En wat is onder jou en my voete? Elke mag en krag wat in hierdie wêreld probeer regeer. Hy het ons sit saam met hom. Weereens, uit genade in Christus Jesus ons Here. Dit beteken ook die vyand is onder jou voete. Hy het nie 'n keuse nie
Hy is onder jou voete. Lukas 1:10, Luke 10 verse 19 says, Behold, I have given you authority. I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over wat? Net so 'n bietjie? Nee, net 'n halwe emmertjie vol? Nee, over all the power of the enemy. Over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Iewers moet ons net opgewonde raak. Ek is nie uitgelewer nie. Broers en susters, jy en ek, ons deur sonde is die autoriteit aan die vyand gegee, en Jesus het gekom en die autoriteit deur sy dood teruggevat. Deur die prys wat hy betaal het, teruggevat. En nie net dit nie. Hy het gekom en het moontlik gemaak dat ek en jy weer eens hierdie geesteswêreld kon betree. Deur Heilige Gees wat in jou en my kom woon. En ek en jy sit in die hemelse plekke waar die geestelike seëninge van God gesaai is. En meer as dit, die vyand is onder my voete. Jesus sê, ek gee aan jou die mag oor die krag van die vyand. Ek delegeer dit. En hoekom kan hy dit delegeer? Presies dieselfde wat Adam en Eva gedoen het. Die eerste Adam, wat het hy gedoen? Hy het die autoriteit gevat en hy het dit vir die vyand gegee. En van toe af is die autoriteit daar. Jesus, wat die woord ons leer, die tweede Adam, kom en hy vat daar die autoriteit terug. Hy vat dit by die vyand en hy draai na die mens toe, hy sê, hierso, jy is my kind, jy is in my en ek in jou hier. Ek gee vir jou die mag oor sy krag. Ek gee vir jou die reg om in die geesteswêreld oor hom te triomfeer. Julle verstaan wat hy vir ons kom doen het. So hoe bly ek op daai plek van oorwinning? Die eerste plek is onthou ons oorwinning lê in sy krag. Nie in jou krag nie, nie in my krag nie. Broer en suster, jy moet nooit in jou lewe op 'n plekkie kom waar jy dink jy is sterker as die vyand nie. Ek wil in jou eie krag nie. Ja, jy gaan tweede kom. Hy is baie slimmer as jy. Hy het baie meer ondervinding as jy. 'n hele paar duisend jaar sinne. En ons weet nie hoe lank hy voor dit geleef het, voor die sonde, of voordat hy uit die hemel uitgewerp is en in rebellie gekom het nie, maar hy het baie meer kennis as jy, hy het baie meer mag as jy, hy het baie meer krag as jy. Dis hoekom ons Jesus nodig het. Want ons het net nie die vermoë in onsself om teen hom te staan nie. Maar ek hoef nie in myself teen hom te staan nie. Ek staan in die krag van hom. Hy sê in Efesiërs 6 vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So ek kan die vyand weerstaan in die krag van wie se sterkte? Jesus sinne, nie myne nie. Nie my slimheid nie, nie my kennis nie, nie my vaardigheid nie my woorde nie, niks nie. Dit beteken absoluut niks nie, dis die krag van die lam. Dis die krag van Jesus Christus, ons Here. So as jy in oorwinning in die geesteswêreld oorwinning wil leef, as jy bewus is van die vyand se aanval in jou lewe, man, staan op en sê in die naam van Jesus Christus, staan ek teen jou vyand. Weet julle wat? Dis baie makliker. Moet jou brein nou mooi gebruik asseblief. Dis baie makliker om die vyand te oorwin as om jouself te oorwin. Dis so. Die vyand is gebind deur God se woord. So as ek vir hom sê ek weerstaan jou, wat moet hy doen? Wat sê die woord van die Here? Weerstaan die vyand en hy sal van jou wegvlug. Ons moet net onthou die eerste gedeeltetjie sê onderwerp jou aan God, né? Julle hoor dit, okay? So onderwerp jou aan God, weerstaan die vyand en hy het nie 'n keuse nie. Hoekom? Want God se woord is waar. Sy woord het hy gespreek en die vyand het nie 'n keuse as om te luister nie. Geen demoon, geen bose mag, geen bose gees. Lucifer homself is gebind deur die woord van God. Maar ek en jy
kan nee sê. En dis ons probleem, man. Ons kan nee sê. Maar ek kan ook ja sê vir die Here. Dis die grootheid daarvan. So, die tweede punt, kruip weg binne in Jesus Christus. Kruip weg in die een wat die oorwinning behaal het. Jy het nie krag in jouself nie. Ek wil jou sê, hoe meer jy probeer om hierdie goed in jou eie krag te doen, hoe meer gaan jy stoei. As jy bewus is dat die vyand jou aanval, dat die bose magte jou aanval, of dit in jou besigheid is, in jou huwelik is, in jou gesin is, met jou kinders, wat ook al, en as jy begin onderskei dat Jesus vir die Heilige Gees het vir jou wys en sê hier is 'n probleem, die vyand is besig om jou aan te val, broer en suster, dan staan jy teen dit in die naam van Jesus Christus, want ons is in die krag van sy sterkte, maar ek kruip weg in die oorwinnaar. Weet jy wat, nee, op my eie kan ek staan en hy kan my aanval en ek gaan swaar kry. Maar wanneer ek in Jesus is ek meer as 'n oorwinnaar. Ek sê vir Heini, Vrydagoggend, terwyl die manne ons saam bid hier binne in die saal en ons bietjie met die Here praat en ek en hy het voor die tyd so vinnig gesels. Nou praat ons oor drome en ek het 'n droom. Ek sê vir hom, man, weet jy, die laaste tyd, dit is al hele rukkie wat ek net van leeu's droom. Hulle is oralste, die goed. Dan is 'n leeu daar, dan is 'n leeu daar. Nou, so 2 dae gelede, nou, ek is op pad, nou lê daar 3 leeu's daar in die pad, 2 leeu's, 2 mannetjies, sulke groot leeu's. Nou lê hulle in die pad. Nou wil ek al loop, maar hulle lê daar. Nou weet ek kan nie daar loop hê. Daai goed lê daar. Nou vat ek 'n klip, nou gooi ek hulle. En op 'n stadium weet ek, dit was 'n ander leeu, het so gestorm hier na hierdie kant toe, na my kant toe, en ek het 'n byl gehad, ek weet net, dit is 'n groot byl. Ek kon nie die ding het net hier geval, so ek kon nie die leeu raak gooi nie. En ek, gister, ek kan nie eens onthou wanneer nie, praat ek met die Here, ek sê vir hom, Here, hoekom droom ek so van die leeu's? En ons weet die beeldspraak en die woord, die vyand is soos 'n brullende leeu wat loop en soek om wie om te verslind. En ek sê, is u besig, want soms kom die Here deur sy genade en hy sal deur 'n droom met my praat en vir my sê, hier is 'n aanval of wat ook al. Ek sê vir hom, Here, wat is dit? Wat is hy besig om vir my te sê? Is die vyand besig om my aan te val en die goeters, wat is aan die gang? En die volgende oomblik, nou, ek wil nie sê ek het 'n gesig gesien nie, want ek is nou nie baie geolie met daai tipe van goeders nie. Maar die volgende oomblik is dit asof 'n leeu, so 'n groot leeu, so na my toe aangestap kom en net hier by my kom lê. En hy sê vir my, moenie worry nie. Ek is die leeu van die stam van Juda. Daai leeu. En hy sê net vir my, hulle sal nie naby jou kom nie. Hulle gaan nie met my kom sukkel nie. En ek sê net, okay, dankie. Is okay. Ek sal nou gooi met klippe, is okay. maar ek en jy moet verstaan, broer en suster, dis nie in ons krag nie. Jy het nie die vermoë om teen die vyand se aanslag te bly staan in jouself nie. Maar ons hoef nie in onsself te bly staan nie. Galatians 3:27 says, for as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Kom ek lees dit net gou in die Afrikaans. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met wat? Met Christus beklee. Jesus sê, Vader, ek bid vir hulle. Hulle is in my en ek is in hulle. En ons is in U. Wat gaan die vyand jou doen terwyl jy in Christus is? Wat kan hy aan jou doen? Hy kan niks aan jou doen nie. Hy kan niks aan jou doen nie. Dis ons probleme wanneer ons baie keer so 'n bietjie buitekant Christus is. Met ons gedrag, met ons woorde, met ons denke, met die goed wat ons doen of nie doen nie. Dis wanneer ek en jy blootgestel raak aan die werk van die vyand. Moenie die vyand se leuns glo nie. Jy is meer as 'n oorwinnaar.
En ek wil op hierdie punt klem lê vanoggend net om vir jou te sê. Jy sit nou hierso en jy die vyand se leuns geglo. Weet julle wat, die leuns is die vyand se grootste wapen. Hy word nie verniet genoem die vader van alle leuns nie. Dis wat hy gebruik leuns om jou en my te mislei, weg te trek van God af. Hy gebruik leuns dat ons weggaan van die waarheid af wat hier in God se woord is en iets glo wat nie hier binne is nie, of wat die teenoorgestelde is wat hier staan. Dis wat hy doen. Dis wie hy is, dis wat hy doen. Moenie sy leuns glo nie. Romeine 8:37. Maar na al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie. Die vyand is nie in beheer van jou lewe nie. Jesus is in beheer van jou lewe. Moenie sy leuen glo nie. Moenie val vir die leuns wat vir jou sê hy is in beheer van jou situasie nie. Moenie val vir die leuns wat hy vir jou sê hy keer dat jy wat in hemelse plekke sit die seëninge van God ontvang nie. Moenie glo dat die leuns wat hy vir jou vertel en vir jou sê dat Jesus nie luister wanneer jy praat nie, dat God nie hoor wanneer jy bid nie. Moenie daai leuen glo wat die vyand in jou hart wil opwek, sodat jy op 'n plekkie kom waar jy die teenoorgestelde glo as wat in hierdie woord staan nie. Want jy is in Christus en in hom is jy meer as 'n oorwinnaar. Die vyand het nie 'n keuse nie. Staan in die gesag wat die Here aan jou gedelegeer het. Ons het dit net nou gelees. Luke 10:19 says, "Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall hurt you." Ek het jou die gesag gedelegeer. Wat beteken dit? Dis soos wanneer ek vir jou na die bank toe gaan saam met jou en ek sê daar vir die mense by die bank, ek gee vir hierdie persoon wat nou hier is, dis sy ID-nommer en sy naam en van volmag om my rekening te kan beheer. Ek gee vir hulle volmag om enige bedrag geld te trek uit my bank uit en dit te gebruik. En ons teken daar. En hierdie persoon het volmag. So hierdie persoon kan sonder my na die bank toe gaan en enige bedrag geld gaan trek. Dis gedelegeerde gesag. En dis wat Jesus kom doen het. Hy sy gesag aan jou en my kom delegeer en gesê, ek gee vir jou die mag oor die krag van die vyand. Moenie die leuen glo wat vir jou sê dat hy het die mag oor jou nie. Hy het nie. Weerstaan hom. As jy daar leef, dan sal jy op 'n plek leef van geestelike oorwinning. Dit sê nie dat die vyand nie jou gaan aanval nie. Dis nie te sê dat hy jou gaan los nie. Nee, hy is heeltemal te slinks daarvoor. Die woord van die Here sê vir ons, as ek hom weerstaan, wat maak hy? Hy sê hy gaan weg. Jesus vertel dit self, as jy demone uit iemand dryf, en sê dan gaan hulle weg. Wat maak hulle na verloop van tyd? Ja, hulle kom altyd terug. Jy kan nou 'n ding weerstaan. Jy kan nou die vyand weerstaan in jou lewe. Hy gaan weg en hy kom weer terug met dieselfde nonsens. Net hy klere net anders erin. So hy los jou nie, maar jy is altyd in oorwinning. Jy hoef nie te val nie. Jy kan staan in Jesus naam in oorwinning. So leef op die plek van geestelike oorwinning. Hoekom? Want Jesus het dit moontlik gemaak. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons in ons harte net die besef kan hê vanoggend, U is die oorwinnaar. U is die oorwinnaar. En in U is ek 'n oorwinnaar. Nie in my eie krag nie, nie in my eie vermoëns nie, maar in dit wat U kom doen het op hierdie aarde vir my, U kind, vrygekoopte, bloedgewaste kind van die Allerhoogste God. Dankie Vader, dat ons weet, ons is meer as oorwinnaars in U Seun, Jesus Christus ons Here. Dankie Heilige Gees, dat U vanoggend dit kom bevestig in ons harte, dat ons oorwinnaars is in Jesus Christus ons Here. Dankie dat U dit vir ons doen. Terwyl ons ons oë gesluit hou, ek wil graag vanoggend vir U uitnodiging gee. Minstens, miskien sit hier iemand vanoggend wat sê, ek beleef hoe dat die vyand my aanval. Ek beleef dit in my liggaam,
Ek beleef dit in my familie, in my gesin, ek beleef dit in my huwelik, in verhoudinge, ek beleef dit daar by my werk, hoe die Here, hoe die vyand net hierdie aanvalle op my loods, en ek is nou moeg daarvoor. Ek wil vanoggend die autoriteit neem in Jesus Christus om oorwinning te behaal teen die werk van die vyand in my lewe. So ek wil graag saam met jou bid, dat die Here vir jou daai deurslag gee, dat die werk van die vyand verbreek sal word in jou lewe. So as jy dit wil hê, ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Jy sê net daardeur, Here, ek vertrou U, kom doen vir my 'n groot werk. Ek sien dit, ek voel dit, ek ervaar dit op baie vlakke, plekke in my lewe. Maak nie saak waarvoor dit is nie, wat dit is nie, Here, maar ek kom vanoggend in my vertroue, kom sit ek in die koning wat die oorwinning behaal het. Here, U sien vanoggend hierdie mense wat voor U staan, kinders van U, wat in U is, Jesus, in U is. Hulle is U kinders. En ek weet nie, Here, en U weet, U ken hulle harte, U ken hulle lewens, U weet wat aan die gang is in hierdie oomblik, in hulle lewens, in hulle omstandighede. Maar ons kom staan vanoggend teen die werk van die vyand. Nie in ons eie krag nie, nie in ons eie vermoëns nie, Here, maar in Jesus Christus, deur wie ons die oorwinning het, in sy naam. Weerstaan ons die vyand se werke in ons lewens. Here, ons staan daarteen. Ek kom bid U in Jesus naam, dat U elke mag van die vyand, elke bietjie krag wat hy probeer wys, Here, elke aanval sal verbreek in Jesus naam. Dat Here, dat U dit sal stop in Jesus naam. Dat U daarvoor sal staan en dat U hand sal uitsteek daarteen en sê, jy gaan nie verder nie. Hierdie is my kind. Hy is 'n bloedgewaste kind van die lam. Hierdie is my kind. Daarom weerstaan ek jou in Jesus naam. Dankie, Here, vir die oorwinning wat U bring. Dankie dat ons weet, U is oorwinnaar. U het reeds oorwin. Ons wil net in die oorwinning staan, Here. So geef ons daardie deurbraak. In die naam van Jesus Christus staan ons teen elke werk en elke mag en elke krag van die vyand. In Jesus naam is die oorwinning ons en ons proklameer dit. Nie in ons krag nie, maar in die genade van 'n lewende en 'n heilige God. Dankie, Here, dat U vir ons die oorwinning gee en ons op die plek sit om in oorwinning te leef. En ek wil vra vir elkeen van ons, Here, nie net hulle wat staan nie. Elkeen van ons, help ons om met geloof te lewe elke oomblik. Here, ons weet die vyand hou nooit op om te lieg nie. Hy hou nooit op om goed te versinsels na ons toe te bring nie. Here, om ons van die pad af te probeer lei nie. Help ons om die vermoë te hê om te onderskei en om te sien wanneer hy kom met sy leuns en met sy aanvalle en dat ons daarteen sal staan in die naam van Jesus en in oorwinning sal lewe. Dankie, U doen dit vir ons. En ons eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.